Saam met my is 'n skrywer, 'n regisseur, onder meer, en onder haar vriende bekend as Busy Lizzie. Baie welkom Liz. Baie dankie Alexa. Dankie dat ek met julle kan kom gesels. Ja, natuurlik. Liz, die van Vierens vat vlam. Dit is wat jy hierdie jaar na aardklop te bring. Nou dit tikkel my al klaar net jou titels. Jou titels is altyd ontsettend interessant. Die van Vierens vat vlam. Duidelike woordspele. Ja. En dis alliterasie. Ja. So is titels met ander woorde vir jou geweldig belangrik? Baie belangrik en dit is 'n ding wat een van my groot mentors nog steeds Pieter Dirk Uys my geleer het. Hy het gesê, jy weet, die titels is die verpakking van 'n produksie. Ja, dis waarmee jy mense se aandag trek. Ja. Ek het duidelik nie daai raad gekry nie want my eerste eenvrou produksie se titel was Om my eie te lê. Ek onthou dit baie goed. En mense het vir my gesê niemand sal na 'n konsert kom kyk met die naam Om my eie te lê. Gelukkig was hulle verkeerd. Exactly, ek wou nou net sê ek het tot vandag toe. Ek lê vanoggend en dink voor ons onderhoud dink ek, jene dit was so 'n slim titel. Ek onthou dit vandag nog. Okay. Ja, so ek het 'n goeie keuse gemaak. Okay. Jy het. Liz, wat kom eerste? Want jy is 'n skrywer, jy's 'n aktrise. Wat kom eerste? Is dit 'n konsep? Is dit 'n titel? Vraag. Is dit 'n frase? Is dit 'n gedagte? Vra. Wat irriteer my? Wat fascineer my? Wat inspireer my? Wat frustreer my? En waarom sou dit ook nie net vir my nie, maar vir ander interessant wees? Al my goed kom uit vra. Okay. So hierdie van Vierens vat vlam kan ons 'n vars, nie die gewone klisjées nie, blik gee op familiedinamikas wat snaaks is, slim is, oorspronklik is, maar bovenal absoluut uniek is. Ja. En die ander ding wat my vir dekades al fascineer, is spontane ontbranding. Dit is 'n baie interessante ding. Spontane menslike ontbranding. Ek weet, self-combustion. Ja. Spontaneous combustion. Ja. Nou baie vinnig. Charles Dickens, mense weet dit nie. Ja. Was 'n dokter. Ja. In die Victoriaanse tyd, né, 1837 tot 1901 en hy het in sy vroeë onbekende werk daarna verwys wat serializes in die London Times en toe die lesers gesê nee, nou gaan jy dan te ver. Toe sê unfortunately we have had a number of cases. Daar's oor die 500 al opgeteken na die Eerste Wêreldoorlog. En die interessante ding van die spontane ontbranding is dat hulle kan geen korrelasie vind nie. Ja. 9-jarige seentjie in IJsland, 60-jarige tannie in Engeland. Daar het nou die dag 'n vrou in Noorwe spontaan ontbrand net tot by haar knie. Okay, maak my baie gespanne. Kan ons asseblief die onderwerp verander? Die spontane ontbranding in die van Vierens vat vlam is eintlik nie waaroor die stuk gaan nie. Ek sal so hoop. Dit is net, want jy kan net soveel keer combust as dit nou wel sou gebeur in die show. Dit is eintlik maar net die Deus Ex Machina. So hierdie is 'n komedie, satire, kommentaar oor familieverhoudinge en verskillende generasies, ook die omgewing en wat sekere mense se hartstogte is en ander se nie is nie, en wat gebeur wanneer al hierdie persoonlikhede en hierdie verskillende temperamente vlam vat. Okay. Ek het vir jou, want ons moet begin afsluit. Die name van jou karakters fascineer my ook. Ja. Ek neem aan die kies van karaktername is vir jou 'n baie spesifieke proses, want ek meen wie op aarde byvoorbeeld is Bernadette. Ja. Dit is die Iers verbrand. Die Gaelic verbrand is Ek nou my Bernadette. onkunde. Nee, glad nie. Ek het dit ook nie geweet nie. Ek het die naam gegee Bernadette. En toe praat iemand wat Gaelic goed ken, die antieke Ierse taal, en sê, dis baie slim. Dit beteken iemand wat brand. Ek het dit nie geweet nie. Glad nie. So dit is my die interessante ding van die kreatiewe proses, nê, is hoe 'n mens dikwels inligting gegee word wat jy glad nie weet nie. Sterna, my karakter, die pretensie van daai klank
was vir my perfek Ja. vir daai karakter. En Flippy van Vuren, Ai, sis. David Kudentwane se karakter is hierdie lieflike, hy is eintlik Philippus Arnoldus van Vuren. Wat ek net vinnig verby sê is, regisseur Andrei Oendal het regtig 'n rare komedie gevat en dit verhef tot 'n pragtige stuk teater. En dit is my absolute hartstog om die jong afgestudeerde akteurs te help 'n plek te gee. Ons sê vir die mense gaan swat en maak klaar en dan wat dan? Ja, daar kom die onbaatsigtigheid en Nee. die mededeelsamheid van Liz Alexa, Meyering toe weer ons begin weer het ander mense ons gehelp. vorendag. We're paying it forward. Ja. David Kudentwane en Kara Meyering, ja, dit is my broer se dogter, maar ek het haar nooit haar werk gesien nie. Ek het nooit interfereer nie. Ander mense het vir my gesê. Niemand het geweet ons is familie. Ja. Maar ek het gesê, hierdie is 'n meisietjie wat ons vreeslik baie aan jou laat dink. Sy skryf baie goed, sy comedy timing en so. Kara Meyering sê, regtig, hy nee. Tot Henrietta Gryffenberg my uitgevang het. Sy het gesê, okay, ek weet. Ek weet. En ons het nooit gesien. Kara en David is uitsonderlik talentvol. Laas jaar klaar gemaak by Pali, wat ek dink myns insiens 'n baie goeie dramaskool is en ook entrepreneurskap. En Hulle is ek inderdaad, ja. baie goed. En ek wou hulle 'n step up gee. Dit klink nou baie arrogant, jy weet, kom speel saam met die ou tannie, dan kry jy 'n step up. Wat ek bedoel is, ek wou hulle eers vir hulle professionele Geleentheid gee. En ek het vir hulle baie uitdagende karakters geskryf. Ja. Wat hulle Kara moet sulke Latynse name uitspreek en David moet woordeboek Afrikaans praat.